You're watching Goeiemorgen, good morning. The Santam Ensure Your Future Money Bootcamp series is a practical financial education initiative designed to help South Africans build smarter money habits and take control of their financial futures. The bootcamp focuses on real-world skills from budgeting and saving to managing debt and planning ahead, all aimed at turning everyday financial decisions into long-term financial security. In this episode, financial journalist Maya Fisher-French and personal finance expert Mapalo Maku tackle one of the most important money moments of the month. Payday. It's the point where good intentions can either turn into solid planning or disappear into a quick few swipes. Can you tell us, what is your budgeting process? Are you an Excel spreadsheet type of person? Do you use good old pen and paper, or do you use apps? How do you go about your budgeting? Funny enough, I actually do all those three, because the FNB has now got us an app where we can limit with regards to different categories of, that is your spend on food, gym, clothing, groceries. So I use the Excel spreadsheet on the laptop, and I use pen and paper. Just before I sleep, I would go through the day as to where's the money gone to. That's how I can actually remember where every cent goes to. And then also the app also lets me know. Mapalo, you have a pen and paper. So I must tell you, if Mapalo and I meet for coffee, she brings out a pen and paper and she fills it in. So you're a big pen and paper person. I am, Maya, because for me, it just brings in the intentionality. How much am I spending? And for me, I always say the net worth calculation is my favorite calculation. So I have it in my bedroom, right? So it's a constant reminder. You have it in your bedroom, Yes. like up on the wall or what? On my wardrobe. On your wardrobe? Yes. Your net asset value? Yes. I love that. So when I wake up, I'm like, oh, okay, this is where I am and this is the goal. So as I go about my day, yes, I do enjoy myself. We do go for coffees, we do go for breakfast, but I will write, okay, this is how much I've spent. And in terms of the category of going out, this is where I am. So I think it's about intentionality. It doesn't have to be tedious if you're not that type of person. Always insightful. For more information and full episodes on this series, you can go to the website that you've seen at the bottom of your screen, and we'll also put the details up on social media. It is informative, and who knows, you might learn a thing or two about how to manage your money smarter. So ons is vanoggend weer hier om te fokus op moedertaalonderrig in skole en die impak wat dit maak op iets soos matriekuitslae. Die uitvoerende hoof van die MOS-inisiatief, Rudolf van der Westhuizen, en die hoofuitvoerende beampte van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, Daan Potgieter, kuier hier in die ateljee. Welkom julle, dit is altyd lekker om julle hier te hê op Goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen, is lekker om hier te wees. Ons het nou net gepraat oor die matriekuitslae. Ek meen dit is net oor 'n maand vandat ons hulle gekry het en dit is steeds op almal se lippe. Watter tendense het julle gesien in terme van verlede jaar se uitslae? Rosanne, ons is opgewonde oor 'n paar goed. Ek dink veral as dit kom oor moedertaal en spesifiek Afrikaanse skole. Ons weet die nasionale uitslag of die slaagsyfer was 88%, maar in skole waar Afrikaans nog as onderrigtaal gebruik word, was die slaagsyfer 91%. Ja. En pragtig om te sê, die in enkel medium Afrikaanse skole slaagsyfer net oor die 92%. So daar's 'n baie duidelike neiging wat beteken moedertaalonderrig en die waarde daarvan. Ander neigings wat ons gesien het is, ons is nog steeds bekommerd oor wiskunde. Daar's so effens van 'n draaipunt rondom die wiskunde prestasie, maar wat ons bekommerd maak is dat die aantal onderskeidings het afgeneem, en dan is ons ook bekommerd dat daar heelwat skole is wat nie meer suiwer wiskunde as 'n vak aanbied nie. Ja. Amper 500 skole of openbare skole in Suid-Afrika wat nou sê maar ons bied nie meer wiskunde aan nie, maar net wiskundige geletterdheid. Ja. Fisiese wetenskappe is ook dalk by 'n kantelpunt. Die uitslae en die verwagtinge daar bietjie beter as die vorige jaar, maar ons is bekommerd oor 'n vak soos rekeningkunde. Ons sien dat daar is 'n dalende neiging van leerders wat dit neem, en natuurlik ook die prestasie in die vak self. Ja. Maar in die breë kan ons sê dat enkel medium Afrikaanse skole het weer uitgestyg bo almal.
Ons het eintlik hier op Goeiemôre Good Morning al gesels oor die feit dat daar so min skole nou is wat wel suiwer wiskunde aanbied. Is dit moeilik om onderwysers te kry wat fisiek en wiskunde en rekenkunde kan aanbied in 'n klas in Afrikaans? Ek dink is definitief een van die faktore wat daartoe inspel, is dat ons nie meer goeie gekwalifiseerde onderwysers het wat daai spesifieke vakke aanbied nie. En ek dink ook die wat bydraende faktor tot dit is die onderbou van kinders. Ek dink ons kan nie meer sê oor vroeë kinderontwikkeling en hoe belangrik dit is om die fondasie te lê tot hierdie goed nie. Jy kan nie 12 jaar wag tot 'n matriekeksamen om dit eers agter te kom nie. So die fondasie is 'n baie groot belangrike faktor wat ons in ag moet neem. Ja. So wil jy iets byvoeg? Ja. Wat ons nou ook gesien het, is dat in sekere provinsies is daar glad nie meer Afrikaanse onderwysers, algemene vakke, kom ons sê nou maar geskiedenis in Afrikaans kan aanbied nie. Ek dink in die Oos-Kaap is daar 'n duidelike neiging wat sê hier's Afrikaanse skool, maar ons kry net Engelssprekende onderwysers om te kom onderrig. En dit skep 'n probleem. Ja. Sal jy sê daar is 'n korrelasie tussen leerders wat moedertaalonderrig ontvang en die geletterdheidssyfer in die land tot 'n mate? Beslis, ek dink dit is wêreldwyd is dit so. In lande waar daar moedertaalonderrig is, sien ons dat selfs die BBP van die land is hoër as in lande waar dit nie is nie. So daar's 'n duidelike korrelasie, moedertaalonderrig en die belang daarvan. En belangrik, die aanspraak vir Afrikaanse moedertaalonderrig versterk ook die aanspraak vir ander inheemse tale in Suid-Afrika vir moedertaalonderrig. En ek dink ons moet by daai punt kom dat ons besef ons doen ons kinders 'n onreg aan om hulle in 'n tweede of selfs 'n derde taal te onderrig. Rudolf, ek vir jou vra, die meeste onafhanklike skole bied die IEB eksamensisteem. Hoe verskil dit van gewone openbare skole? As ek dit nou kan eenvoudig opsom, ek dink die eksamens is meer gefokus op uitvoering as die oordrag van kennis of die gebruik van kennis eerder as die oordrag van kennis. As ek 'n simpel voorbeeld kan gebruik in 'n biologie vraestel, sal jy byvoorbeeld in 'n tradisionele vraestel 'n prentjie van 'n hart kry met 10 kenmerke van die hart wat jy net moet opnoem, en in 'n IEB-eksamen sal jy dalk 2 prentjies van harte kry, een wat mooi is en wat nie so mooi is nie, en sê aan die hand van die 10 kenmerke verduidelik die verskille. So dis baie meer toepassing. Ek dink die tweede groot verskil is die integriteit van die merkproses. Daar's 'n stewige proses rondom hoe keer hulle merkers. So jy sit nie in 'n situasie wat jy noodwendig dalk 'n tweede taal Afrikaans sprekende persoon kry wat 'n Afrikaanse vraestel merk nie. So hulle is baie noukeurig rondom daai proses. En dan dink ek die groeiende tendens in die IEB gebruikers in die laaste 3 jaar het hulle van omtrent 14,000 matrikulante na amper 17,000 gegroei. Die aantal privaat skole het van ongeveer 240 na amper 270 toegegroei. So daar's definitiewe tendens van meer en meer mense wat hierdie eksamen gebruik, en die eksamen kry goeie resultate. Hierdie laaste 2 jaar was hulle by die 98% slaagsyfer en amper 90% wat kan gaan universiteit toe gaan met daai matrieksertifikaat. Ja. Dan die Afrikaanse onderwysnetwerk het 'n baie belangrike werk om te doen, maar daar is so baie wat gedoen moet word. Ja. Waar begin julle? Ons kan nie op ons eie dit alles vermag nie. En dit is vir ons belangrik om in 'n netwerk van vennote saam te werk. En deel van die AON se werk is spesifiek die koördinering van strategieë, om saam met vennote waar 'n vennote spesialis aanbod het, daai aanbod te koördineer binne 'n bepaalde gemeenskap, die behoefte van skole, van departemente en dies meer. So in die lys van vennote het elke vennote 'n besondere bydrae om te lewer. So in die pipeline van VKO reg deur tot op tersiêre vlak maak ons seker dat Afrikaanse onderwys gesond en veilig is. Maar die vennote se bydrae daartoe is natuurlik bepalend. So mos dit dan ook 'n rol om te speel daar moedertaalonderrig in onafhanklike skole. Hoe kom julle by julle doelwit uit? Ja, ons is een van die vennote wat natuurlik die beperking tot openbare onderrig wil probeer vul.
Ons poog om Afrikaanse skole reg oor die land te groei, en of dit nou is waar ons hande vat met die openbare skool deur 'n kleuterskool naby die skool op te rig wat 'n voedingsbron vir die openbare skool is, en of dit nou is om in gebiede waar daar glad nie meer enkel medium Afrikaanse skole is, Afrikaanse skole te bou nie. Dit is wat ons wil doen. En dan het ons ook 'n aanlyn tuiskooldiens wat juis op daai plekke waar dit nie finansiëel volhoubaar is om 'n skool te kan bou nie, steeds kwaliteit Afrikaanse onderrig te kan verskaf. Ja. Hoe kan ons kykers betrokke raak by albei inisiatiewe? Ek hou net die pers dop. Luister. Kyk, goeiemôre, good morning. Ja, so ek wil nou sê. Kyk net 'n bietjie af en toe TV vir die regte redes. Maar belangrik om te kyk na die geleenthede wat daar is. Ek meen in tussen die MOS, die AON, al ons ander vennote, daar's gereeld uitnodigings na kongresse, na gesprekke, na die feeste wat daar is. Ja, alle feeste is daar iewers 'n gesprek oor Afrikaans of oor moedertaalonderrig of vroeë kinderontwikkeling. Raak betrokke en motiveer ook jou kind om in sy of haar moedertaal met my te kommunikeer. En dit hoef nou nie vreeslike suiwer te wees nie, maar net suiwer om te praat van die regte woordeskat, die regte keuse, lees. Al daai tipe van aksies dra tog by. Waar kan mense meer inligting kry? Van beide ons organisasies kan jy op die webwerwe gaan, op die AON kan jy by aonetwerk.co.za en van die MOS kan jy op diemos.co.za baie inligting kry om op te lees. Baie dankie, dis altyd so insiggewend om met julle te praat. Regtig 'n lekker begin vir my oggend. Ons maak net hierna tyd vir 'n bietjie kultuur, waarin ons op 'n interessante redenaarskompetisie gaan fokus.